Goeiemôre. Dit is donderdagoggend, die 19de Maart 2026 en ek wil dit net vanoggend beklemtoon hier dat ons SBB muntereeks van 99,9% suiwer silwer gemaak is en dan een munt is dan gemaak van koper. In die vorm van een ons, dis die Suidland Oryx 1 ons en dan die halwe ons en dan die 1/10 ons en dit is nou beskikbaar op bestelling. So julle kan dit bestel by die volgende e-posadres anton@abound.co.za. Die volledige stel van al 4 daardie munte kos R4.900 en daar word net 100 stelle gemaak om verkoop te word. So bestel dit by anton@abound.co.za en doen die inbetaling en stuur dan jou verwysing deur wat is SK wat staan vir Sakekamer en dan jou selnommer daarmee saam. Ek wil dit net weer eens beklemtoon mense dat hierdie 'n privaat inisiatief is deur ons Sakekamer namens die organisasie van SBB is hierdie munte dan nou beskikbaar gemaak. Sonder daai private investering en hulp sou ons dit nie kon doen nie. Maar goed, terwyl jy nou daaraan dink en mens kyk na die situasie in Suid-Afrika en kyk na die dinge wêreldwyd wat aan die gebeur is, dink ek is tog belangrik dat ons net moet kennis neem dat die ANC oor die afgelope paar jaar stelselmatig meer en meer steun onder die breër bevolking verloor het. En dan weet ons onlangs tydens een of ander Indaba is daar besluit dat hulle daadwerklike aksiestappe moet neem om die mense te oortuig dat hulle wat die ANC is die beste party vir die land en hulle moet grootskaalse werwingstogte van stapel stuur. En dit gaan nie werk deur vir elke huisgesin 'n brood te gee of vir elke persoon 'n tee te gee nie. Daar moet 'n daadwerklike samesnoering van die massas plaasvind agter iets nuuts. Iets soos 'n nuwe slagspreuk, 'n nuwe dryfveer. Maar ons het nou al gesien dat in al die Afrika lande waar geloofwaardigheid van die regerende party in gedrang kom, daar is dit altyd waar hulle optree teen diegene wat grond besit. Dit is asof hulle daarmee die massas wil oorreed dat hulle baie sterk is en dat hulle kan maak wat hulle wil, maar ook dat die massas dan onder die indruk verkeer dat hulle self baie finansiële voordeel uit sodanige aksies kan trek. Nou ons het nou al die ou afgesaagde geuite stelling gehoor van die land is gesteel, hulle grond is gesteel en dit het baie mense natuurlik warm onder die kraag en dit is net interessant dat Cyril nou in 'n rigting soort van geskiedkundige agtergrond aan hierdie stelling wil gee deur uitlatings te maak dat Jan van Riebeeck nie die eerste mense was nie, maar dat Jan van Riebeeck het op bestaande handelsroetes is die westerse beskawing in die Kaap aangekom. Bestaande handelsroetes. Nou ons weet dat die eerste skepe hier om die Kaap gekom het
was Bartholomeus Dias in 1488 en daarna Vasco da Gama in 1497. En voor dit was daar absoluut niks gewees nie. Daar was nie Ancient Africa Roots wat gevolg was deur hierdie westerlinge wat daar geland het nie. Maar dit is wat hulle probeer doen nou om meer te fokus op die land is onder andere gesteel want die massa breër bevolking hou van die term of die gedagte dat hulle maar net weer kan vat en verniet kry en waarskynlik daarom sal voortgaan om vir die ANC te stem. Histories dra dit wat hulle beweer of eis, dra geen water nie. Dit is bewys en ons verstaan dit uit ons geskiedenis uit, dat behalwe vir die Khoisan en die Boesman, was die blanke eerste aan die suidelike punt van Afrika. So ek gaan nou vir julle 'n video speel van hoe die besetting plaasgevind het. En julle moet baie mooi daarna kyk, want daar is nie klank by nie, en al wat jy moet doen is om te kyk hoe het Afrika tot en met vandag ontwikkel van lang gelede af. Ek sit dit op die skerm, dan kan julle sien daarso. In 1200, 1300 was daar nog net 'n klein bietjie daar waar vandag se Zimbabwe lê en dan daarbo in die Kongo was daar beweging gewees van die swart rasse. In 1652 het Jan van Riebeeck in die Kaap geland. Toe was hier nog niks suid van Rhodesië of Zimbabwe vandag en suid van 'n gedeelte van Mosambiek nie. Maar dan het die Britte dit oorgeneem op 'n sekere stadium en in daardie tyd het die Zulu Empire begine ontwikkel. En kyk nou mooi hoe van die okkupasie van suidelike Afrika plaas. Daar is die Transvaal, die Oranje Vrystaat is gevorm. Jy sal sien die Transvaal gaan nou weer Engels raak. Dis die eerste Vryheidsoorlog, dan raak hy weer Transvaal en dan gaan beide, die Vrystaat en Transvaal, dan deel raak van Great Britain. Nou moet julle ook net onthou, daar sit die Zulu Kingdom nog daar in die suide, daar raak dit ook nou deel van die Groot-Brittanje. Ons sien dan dat Rhodesië is nou daar deel van Groot-Brittanje, of dit was eintlik dan, ja, en dan Zambië daar, kyk maar hoe hy verander. In 1961, Suid-Afrika, Rhodesië, Zambië, Botswana, Zaire, Angola, Mosambiek, verander na Zimbabwe toe, word Namibië gevorm. So die heel eerste kontak met enige swart bevolkings was daar waar hy onderste kolletjie is, maar teen die kusgedeelte. Hierdie is 'n baie interessante video om dan ook vir mense te wys, om hulle te kan sê, maar dis hoe die stappe plaasgevind het, die historiese verloop, want dit is eintlik daar buite in baie bronne beskikbaar om te gaan oplees, maar dit is baie makliker om natuurlike geskiedenishandboek net te herskryf om jou eie agenda te pas. En al wat jy dan nodig het, is 'n simpatieke media, jy het die politieke agitators nodig, en ons weet dat die EFF onder Julius Malema geweldig baie daaroor praat en uitpraat en ander organisasies, en die ANC gaan nou toenemend juis op daai punt fokus. Deur byvoorbeeld
die geskiedenis verder te ontken of te ontsê of dan te dekolonialiseer as jy die woord wil gebruik daarvoor. Maar op die ou einde van die dag is dit vir my duidelik dat hulle nie gaan opgee in hulle pogings nie en dat die situasie soos dit vir hulle finansiëel erger raak en hulle ondersteuningsbasis kleiner raak, gaan die druk op ons verhoog. En ek dink dit is daarom baie belangrik dat ons bewus daarvan moet wees, dat ons moet onsself voorberei, dat ons deeglik beplan vir wat ook al kan gebeur en nie net fokus op oomblikke, groot gebeure wat plaasvind, wat almal laat skrik en hulle dan dinge laat doen nie. Nee, ons het 'n bewustheid nodig en 'n wil om te oorlewe, 'n wil om te beplan en 'n wil om te sorg dat daar 'n toekoms in Suid-Afrika vir ons nageslag is en bly. Geniet vanoggend julle kondensmelk koffie en ek praat dan maandagooggend weer met julle. Mooi loop.